Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les. Ons kuier hierdie week bietjie hierso by Alma Kwekery in Welkom. Pragtige plek, lekker omstandighede en baie lekker kos ook vir nie te 'n duur prys nie. So kom maak 'n draai wanneer jy in Welkom is. Ons het weer vir leraar Ryan Lansdowne by ons. Leraar, baie welkom. Baie dankie dat leraar saam met ons die lesie kom bespreek weer. En ons kyk hierdie week na eenheid deur nederigheid. Ons geheue teksvers is in Filippense 2 vers 2, dit lees: Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Nou, dit is so waar, die lesie begin met 'n sinnetjie leraar, daar is krag in eenheid. En net soveel soos daar krag in eenheid is daar krag in oneenheid, om mense uitmekaar, 'n verhouding uitmekaar, 'n gemeenskap uitmekaar te trek. En ons almal is getuies daarvan. Maar Paulus sê hierso, hy bid dat hulle almal een in gees sal vas staan, een van siel om saam te stry. En hierdie eenheid waarna hy smag is natuurlik, gaan ons sien in die lesie, is gesentreer rondom Christus. Maar ons lesie gaan hierdie week spesifiek oor eenheid van die kerk en waar kom daai eenheid dan vandaan? Yes. En as ons na Sondag se gedeelte toe gaan, sal ons sien dit is oneenigheid in Filippi. So leraar, daar was oneenigheid in Filippi gewees. Dit is nie soos Korintiërs waar hy gesê het byvoorbeeld, daar's tot van julle ouens wat met hulle pa se vrou slaap. Dit moet nie so wees onder julle nie. Hy noem dit nie so nie, hy noem dit 'n bietjie subtiel, want Filippi is 'n kerk wat hy gestig het, reg? Nou kom ons kyk gou-gou, ek gaan dit nou lees, dan kan leraar miskien met ons bespreek wat dit is, wat die probleem is hierso. Filippense 2 vers 1 tot 3. As daar dan enige troos in Christus is daar enige vertroosting van die liefde, is daar enige gemeenskap van die gees, is daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ek is bly dat jy genoem het dat die oneenigheid waarmee hulle sit, kom nie uit spesifieke sondes uit, of nie spesifieke sondes nie, maar soos jy genoem het, jy weet. Rowwe sondes nie. Rowwe. Ja, duidelik is sigbaar, ja. Ja, selfsug of die ego is iets wat, jy sien dit in mense se aksies, maar tog is dit iets wat homself baie langer kan wegsteek. Yes. En Paulus identifiseer dit en hy sê vir hulle eintlik in die vorige hoofstuk, onthou om eens te wees in die waarheid van die evangelie van Christus. Jy weet, dis die advies wat hy gee. En ons kan maklik as mense by mekaar kom by dieselfde kerk en sê maar ons is een, want ons kom op 'n Sabbat by mekaar, ons studeer die lesstudie en ons praat dieselfde taal, jy weet, ons Adventiste het ons eie taal. En ons gee dieselfde eligibiliteitsquotasies aan. Maar eintlik het ek 'n probleem met jou, maar jy sal dit nooit weet nie, maar ek is net nie lus om met jou tyd te spandeer nie. Ja. En hy waarsku teen dit en hy sê nee, moenie jouself hoor as iemand anders ag nie. Jy moenie dink jy is beter as iemand anders nie. Wees daar so met die doel om ander as jouself hoor as jouself te ag. Amen. Here, dit is baie soos die mens, ons is geneig om die kerk gemeenskap te behandel soos 'n klap. Maar die kerk is baie meer as 'n klap. In 'n klap is dit miskien 'n klap vir motorfietsse of rolbal. Almal het dit in gemeen. Maar in die kerk is dit nie dieselfde nie. In die kerk is daar 'n dieper eenheid. Ja. Ja, ons is in daai sosiale omgewing as vriende saam, maar soveel meer as mede-sondaars, mede-kinders van God. En die lesie gaan nou ook meer praat rondom die sentrale punt daarso. Maar ek wil net gou 'n punt maak, vir van julle gaan die lesie miskien bietjie deur mekaar wees op Sondag, want hierso word aangehaal is die woord naaiwer. En hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, maar die woord naaiwer word nie daar gebruik nie, die woord selfsug word gebruik. En dan word ook die woord afguns gebruik as wat in hierdie verse gebruik is, maar is nie afguns, maar dit moet die woord ydelle eer wees. So ek dink omdat dit verdreek van die Engels af vertaal word, het daai foutjies maar ingekom. Maar die woord selfsug is daar so 'n ydelle eer, dis wat in die teksverse self voorkom.
En dit is nou net afguns en naaiwer is ander woorde daarvoor. Maar dan is hierso nou hierdie 4 punte wat hy sê hoe ons dit gaan regkry. Vertroosting in Christus, aanmoediging om lief te hê, gemeenskap van die Gees, innige liefde of barmhartigheid, genade en om eensgesind te wees, dieselfde liefde te beoefen, om eenparig te wees, een van sin. En Filippense 2 vers 5 sê dan vir ons hoe ons dit gaan regkry, leraar. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En dit bring ons so lekker saam by maandagse les, wat die bron van hierdie eenheid is, waarop hierdie Filippense 2 vers 5 ook sin speel. So ek wil hierdie sin lees en hierdie versie lees, leraar. Dan kan leraar miskien vir ons bietjie uitbrei. Dit sê, dink nog meer oor hoekom Paulus eensgesindheid in Filippense 2 vers 2 so beklemtoon deur eintlik dieselfde gedagte op 4 verskillende maniere te sê. Nou hoe doen hy dit? Ek gaan weer vers 2 lees. Dit sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê en dieselfde een van siel en een van sin. So hierso herhaal hy dit 4 keer. Wat sal jy daar sê? Wat probeer hy aan ons hier oorbring? As jy die geskrifte van Paulus lees, kom jy agter uit 'n baie, ek dink dit is 'n Griekse manier van skryf waar hy gaan eers alle opsies gee van teenstryding wat jy moontlik kan gee. Jy weet, amper soos julle het gehoor, maar ek sê vir julle, maar meer in die sin van, ek dink Paulus is iemand hy baie goed heidense filosofie geken. Hy het geweet die verskonings wat mense kan maak, want hy was moontlik self in daardie posisie al baie keer in sy lewe wat hy verskonings teen Christus gemaak het. En hy skryf baie keer in 'n manier waar hy sê, okay, hier's al julle opsies, maar hier's die regte antwoord. En in hierdie sin is dit nie presies dieselfde nie, maar hy doen hierdie ding waar, soos hy sê, in 4 verskillende maniere sê hy dieselfde ding in een sin. Ja. En dis amper asof hy sê, okay, as julle, ek weet julle kan my woorde verdraai deur te sê, maar ons is eengesind, maar julle het nie dieselfde liefde nie. Jy weet, of ons het dieselfde liefde, maar hulle is eintlik nie een van siel nie. En hy sê vir hulle, al hierdie 4 dinge is eintlik presies dieselfde ding. So hoe ook al jy dit wil draai, die punt is, julle moet een wees. Amen. En dit wat leraar sê hierso, dat dis nie regtig 4 dinge wat hy herhaal nie, maar dit is ook, ek stem saam daarmee, want as mens kyk na die vers, sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En dan is dit vir my asof hy hierdie eensgesindheid nou identifiseer of punte maak wat hierdie eensgesindheid opmaak. Hy sê, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. So dit mens kan dit ook so daarna kyk. Hier soos Matteus 15 vers 19 waar Jesus gesê het, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lasteraars. Matteus 12 vers 34 het Jesus gesê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En dit is waarop daar gefokus word, op die hart, nie op die uiterlike nie, maar dit wat die binne-in is, dit wat leraar genoem het nou in die begin ook. As ek net iets daarop kan sê, 'n gedagte het volgens by my opgekom, wat al voorheen by my opgekom het. Ek dink dit is baie maklik, in sekere maniere, veral in 'n groter kerk, om iemand te vermy, en ek het dit al gesien. Jy weet, ek het probleme met daardie persoon, ek hoef nie met hulle uithang nie. En waar dit onmoontlik is om met elke persoon beste vriende te wees, is dit ook nie die beste ding om, as jy 'n probleem het met iemand, dit daar so te los nie. En my vraag wat ek eenvoudig het is, as jy 'n probleem met iemand het en jy los dit nie op nie, wat wil jy maak die dag wat jy in die hemel inkom? Gaan jy hulle daar ignoreer? Gaan jy hulle daar ignoreer? Vir ewig? Gaan jy dieselfde gedagtes koester? Ja. Of ek dink baie keer probeer ons dit regverdig deur te sê, ja, ek kan nie nou vir die persoon nie, maar as hulle dit hemel toe maak, dan gaan hulle seker 'n beter persoon wees in die hemel. Nee. Ons karakters word hierso al klaar gevorm. Ja. Ons gedagtes word hierso al klaar gevorm. En dit is wat ons saam met ons vat. En so ons moet baie versigtig wees om te sê, maar ja, ek kan hierdie persoon hierso wees, maar daardie persoon daarso. Jy begin met jou heiligmaking hier op aarde vir 'n rede. Jesus vereis vir ons om lief te wees vir mense ten spyte van, noem jou verskonings. En dit is 'n baie moeilike ding om te doen.
En die enigste manier om dit te kry, en dit is nou juist die kraks, wat is die eenheid wat ons saambind om daai diep binne eenheid te hê. Nie net 'n eenheid wat ons deel van 'n klap is nie, maar daai wat jy selfs vir die mens wat jy in teraan gekom het lief is. Ja. En probeer regmaak en probeer om daai vriendskap mooi te hou of mooi te maak. En dit sê so in Efesiërs 4 vers 3, ernstig te strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En dan lees ons in 4 vers 13, die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, om Jesus te ken. En dan sê die lesie vir ons ook hierso, deur dieselfde geloof te deel, dieselfde begrip te hê van die skrif, wat vooruitspruit uit wat Christus leer, is uiters essensieel vir eenheid onder ons. Ja. Die Bybel, wat ons glo in die Bybel. Maar daar's mense wat in ander kerke is wat nie in dieselfde leerstellings glo of ken wat ek ken nie. Daar's nog steeds 'n eenheid, want hulle is lief vir Christus. Ja. En Christus is ons een en Christus is wat ons saambind. Vriende, hier is 'n vraag aan die onderkant. Kyk gerus daarna en beantwoord hom. Ons gaan verder stap, gaan hom net lees. Dan gaan ons na Dinsdag toe. Die vraag is watter tipe afsterwe van 'n eie ek sal ons daartoe lei om inderdaad ander hoër as onsself te ag? Hoe kan ons leer om dit te doen? Hoe verskillend sal ons verhoudings wees as ons almal so sou lewe? Dan is dit Dinsdag breinimplanting of breinchirurgie. Dit klink verskriklik, nee? Nou, verstommend leraar, hulle probeer nou so maak dat mense, as hulle doodgaan, hulle gedagtes behoue kan gehou word op 'n memory card of iewers op 'n komputer. En deel om na daai proses te gaan, dat ek dink nie hulle ooit sal regkry nie, is om die brein te beïnvloed. En in sekere maniere met die elektroniese goeders, kry hulle dit reg, mense wat elektriese aanvalle kry, hulle plant dit ding in. En dit keer daarmee, maar wat dink leraar kan die gevaar wees as 'n komputer nou beheer van my brein kan vat? Wel, ek was al 'n paar keer gehack, my WhatsApp was so 2 maande gelede gehack. Ja. En ek is iemand wat daarop trots is dat ek kan identifiseer, hierdie is 'n hack en ek moenie hierdie e-mail antwoord nie. En tog het dit met my gebeur. Ja. En die feit van die saak is, jy weet, enige iets wat tegnologies is, kan beïnvloed word. Ja. Jy weet, kan iemand anders beheer oorneem as hulle die lys daarvoor het. Ja. Dis soos geld. Ja. Geld kan goed wees of sleg wees. Ja. Tegnologie, goed of sleg. Ja. Ja. En so kan mense die vreeslikste dinge aanvang daarmee. Ja. Ek dink net as hulle ons WhatsApps kan hack, ons Facebook kan hack, gaan hulle ons breins kan hack. Ja. Dit is verskriklik. Maar dis interessant dan hoe die les dan ontwikkel, want kyk dit die punt lei tot om die gesindheid van Christus te hê. Ek meen jy lees Filippense 2 vers 5 en sê want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Maar nou wat baie interessant is die verskil tussen hierdie rekenaar ding of enige ander invloed in jou lewe. Enige invloed in jou lewe wil jou totaal en al beheer. Ons sien demoniese aanvalle, jy weet, mense het nie beheer oor hulle self nie. Mense wat sukkel met sekere afwykings, hulle het nie beheer oor hulle self nie. En dan kyk ons na die invloed, ons praat van die invloed van die Heilige Gees. Ek het 'n probleem laas jaar gehad met 'n groep waarvan ek deel was, buite die kerk, maar ook ander gelowiges. En hulle het 'n promosie gedeel oor een of ander groot uitreikingsevent en een van die mense het gesê, you have to be possessed by the Holy Spirit. Toe stap ek uit. Want dit is nie die Heilige Gees werk nie, want possession beteken, jy het nie beheer oor jouself nie. Ja. Nou, ek dink baie van ons sal verkies partykeer, as dit wel so was, want maak ek meen, my ophou sondig. Maak my ophou sondig, laat my die regte persoon wees. Maar, gelukkig, want God is regverdig, maar ongelukkig is ek nie meer, maar gelukkig is die Here regverdig. En ons het laasweek bietjie gepraat oor die duiwelse beskuldiging teen God, jy weet dat hy onregverdig is, maar God is regverdig, hy gee vir ons vrye wil. Ja. Hy sê, jy kan die karakter van Christus hê, deur die invloed van die Heilige Gees. Dit is moontlik, maar dit is daagliks jou keuse. En wat Paulus vir hulle aanmoedig is, jy moet hierdie karakter hê, maar jy moet vir jouself daardie keuse maak, dat die Here sy werk kan doen. Ja. Nou, Filippense 2 vers 5 sê,
Laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Die Engels sê, let this mind be in Yes. you. Nou het ek 'n bietjie gaan kyk na ander vertalings en ek hou baie van die Easy Read version. Okay. Hy sê dinge baie goed en sover het ek nog iets gekry wat hy verkeerd sê teen die waarheid nie. Dit is eintlik 'n baie goeie vertaling vir my. Wel, dis seker die vertaling nie, dis maar soos 'n parafrase. Ja. Maar hierdie let the mind be in you which is in Christ, laat die gesindheid in jou wees. Met ander woorde, die manier hoe Jesus dink. Dit gaan oor die brein. Dis wat hierdie dag se lesie oor is. Ons het daai breintransplant nodig, dat Christus se manier van dink in ons harte kom. En as ons gaan na die volgende dag se les toe, dan is dit juis hierdie gedeelte wat vir ons verduidelik word, want dit gee vir ons om Filippense 2 vers 5 tot by vers 8 te lees. Wat sê, laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was. Het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees. Nou mense sukkel om dit te verstaan, leraar. Wat beteken daai moeilike sin? Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan Christus gelyk te wees nie. Wat probeer Paulus sê daar? As mens kyk na diepe bespreking van die drie eenheid, 'n verduideliking wat al gegee is van die drie eenheid is David Asscherick eintlik in sy reeks oor die Heilige Gees sê dit so, hy sê God is liefde, nee? Maar liefde kan nie op sy eie bestaan nie. Liefde met iemand anders om daarmee te deel. Yes. En so hy sê dis is daar 'n tweede persoon in die Godheid. En maar twee mense in 'n verhouding kan maklik as selfsugtig gesien word. Ja. En so dan is daar 'n derde persoon. Ja. Dis 'n baie dieper bespreking as wat ek nou deurgee. Ja, maar die drie is 'n baie belangrike aspek, yes. Dit is. Ja. Maar die punt daarvan is dat God so groot soos wat hy is en ek meen wie hy is, hy is God, hy is alles. Jy weet, is tog so nederig. Ja. Ten spyte van die feit dat hy God is. Jy kyk, jy sien hom aan en jy kyk na hom en jy kan nie help om hom te aanbid nie. Ek dink dis in Johannes wat skryf, was sekere engele want rondom God is en wat net jy weet afbuig en hom aanbid en nie uit dwang nie, nie uit dwang nie. Maar hulle kyk op en hulle sien 'n nuwe karaktereienskap van God en hulle gaan weer af en hulle aanbid hom. Maar elke persoon van die Godheid is so nederig teenoor mekaar. Die Vader het sy rol, die Seun het sy rol, die Heilige Gees het sy rol. En die een forceer nie homself op die ander nie en hulle forceer nie ook homself op ons nie. En dan sê Jesus as die Seun van God, jy weet, as die tweede persoon in die Godheid, nie in rang nie, net jy weet, ja. beskrywing, was nederig genoeg om te sê, okay, dis die missie wat vir my gegee is. Ek gaan afgaan as mens en ek gaan vir ewig mens bly. Ja. Vir mense vir wie ek lief het, maar ook as gevolg van die een wat my gestuur het. Yes, so hierdie gedeelte wat dan sê, want hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Met ander woorde, ander vertaling sê, hy sê God gelyk jy bestaan nie beskou as iets waarna hy moes vasklou nie. Ja. Die duiwel wil hoor, Jesus het laat gaan, het homself leeg getap. Dit sê hierso, maar hy het homself ontledig. Nou daai woord ontledig is om af te stap op hom uit te tap. Ja. Hy het homself leeg gemaak. En hierdie gedeelte is fenomenaal as 'n mens teologies na dit gaan kyk en God se verhouding met ons, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Met ander woorde, hy het 'n geskape wese geword. Hy wat die skepper is, was nou 'n geskape wese. Dis ons kan nie dit beskryf nie. Aan te neem en aan mense gelyk te word, nog meer. Nog selfs laer. En as gedaante gevind is 'n mens het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Ja. En ek meen, hier is die ding. Dieselfde God wat die bevel gegee het of die gebod gegee het, moenie van die boom eet nie, moenie sondig nie want jy gaan sterf. Het toegelaat dat ons lewe, het toegelaat dat ons aangaan en ons vrye wil het. En selfs met die duisende wat al of selfs miljoene op daardie stadium wat hom verwerp het, het gekies om nog steeds af te kom, om laer as die mens te word, want hy het gekom as diensknegt. So ek weet ons sien selfs op die voetewassing weet, hy tree op as die laagste mens wat daar so is. As jy diensknegt, En dis God en Skepper wat dit vir ons doen. Yes. En hy maak homself so nederig vir ons sondige mense. Ja. Op die kans dat ons gered is. Nou, wie is ons as mens om te sê ek is beter as jy? Amen.
menige skape Ja. wese. Ja. Jy weet, as ons eie God laat as ons gekom het vir ons Ja. onthawe. Die ding is, ons is almal in dieselfde bootjie. Daar's 'n punt wat ek wil uitbring hierso, leraar. Daar's mense wat voel dat toe Jesus mens geword het, die mens geword in die vorm van Adam voor die sondeval. Ek wil net graag hierdie lees want dit is vir my nogal baie belangrik. En hoekom wil hy dit nou nie oopmaak nie? Ekskuus. Nee, wat ek nou hier gegee het is die easy read version. In your life together think the way that Christ Jesus thought. He was like God in every way, but he did not think that his being equal with God is something to use for his own benefit. So daar's daai easy read version, maar hier's iewerster waar ek ene van Jesus se vleeswording het ek hier iewerster gesit. Hierso is hy, laat ek hom gou lees. Dit sou 'n byna oneindige vernedering vir die seun van God gewees het om die menslike natuur aan te neem, selfs toe Adam nog in sy onskuld in Eden gestaan het. Maar Jesus het die menslike natuur aangeneem toe die mensdom deur 4000 jaar van sonde verswak is. Dit kom uit die koning van die eeue, wat in Engelse weergawe is dit bladsy 49, natuurlik the Desire of Ages, wat sy daar geskryf het. So, Jesus weet wat ek deurgaan. Adam sal nie weet wat ek deurgaan nie. Hy is in alle opsigte versoek net soos ons. En dit maak hom so spesiaal, dat ons eenheid in hom en deur hom ontstaan. Okay, dit bring ons dan by donderdag, die verborgenheid van goddelikheid. Ek kan nie verstaan. Die lesie sê so, as iemand meen dat hy enige kennis het, of altyd is 1 Korintiërs 8 vers 2 wat dit sê, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te wees nie. As ons moet vat wat daar alles is om te weet, al die kennis in die heelal, alles, of dit nou fisies of dit nou geestelik is, ons weet absoluut niks. Die slimste weet niks. Selfs Lucifer wat so baie weet niks van wat daar is om te weet nie. En dan verbeel ons is so slim, ons weet presies wat die godheid uit bestaan. En as iemand nie dit sien soos ek dit sien, dan gaan hulle hel toe. Ons sal nooit die godheid ten volle kan verstaan nie. Wat nog van dat Jesus wat God is, hy is in die gedaante van die Vader. Waar die Vader bestaan is, waar hy bestaan het, van ewigheid af, het vlees geword, het mens geword. 4000 jaar nadat die mens se liggaam verswak het, in daai vlees. Ek dink ons sal dit ooit kan verstaan nie. Dis hoekom dit word genoem die verborgenheid van die goddelikheid, van die verborgenheid van die geregtigheid, en hoe hy vir ons nou gesterf het. Baie dankie hoor. Hoeveel tyd het ons nog? Ek dink daar is nog 20 minute. Okay, dankie. Thanks. Ietsie wat leraar wil noem, daarso. Ja, weet jy, dis my so pragtige prentjie, want as jy kyk veral na die stories van heidense gode, en ek staan onder korreksie, maar die meeste van hulle is gevalle. Wag ek. Hi vriende, terwyl ons gou net vinnig met iemand anders gesels wat daar gekom het, ek wil ek julle aanmoedig, besoek ons webtuistes sabbatskoolles.weebly.com. Daar gaan u die sabbatskoolles in PDF vorm kry, die hele kwartaalsinne. Ek weet op die internet, op die ander webtuistes is dit nog nie beskikbaar nie, maar dankie Vader, ons het dit gekry, beskikbaar op ons webtuiste, www.sabbatskoolles.weebly.com. Baie dankie en kom ons gesels verder. Ja, ek staan onder korreksie, maar as ek bietjie my Griekse en Romeinse mitologie bietjie reg onthou, die enigste tyd wanneer 'n God werklik in mensvorm inkom, is dit of vir selfsugtige redes, want 'n God of 'n demigod wat ook al het verlief geraak op 'n mens, Ja, last. of dis vir redes om hulle te flous, jy weet, om een van 'n speletjie te speel of wat ook al. Soos ek sê, ek staan in korreksie, maar die eerste storie wat ek van weet, van 'n God, as jy dit nou so wil stel, wat afkom vir die mens onhalwe, is ons. Is ons God. Ja. Hy kom en hy doen dit, soos ek sê, vir die kans dat ons moontlik gered mag word.
Ons moet verstaan, as ons na die Bybel kyk, net oor die drie-eenheid spesifiek, ook in die werking en van die drie-eenheid en hoe God werk, veral as 3 in 1. Die Bybel wat vir ons gegee is gegee vir ons om die storie van verlossing te vertel. Met ander woorde, alles wat daarin bestaan is op een of ander manier met betrekking tot die reddingsplan, as jy met my saamstem. Ja. So met ander woorde, selfs ons kennis van God, dit is nie, die Bybel is nie vir ons gegee om te weet wat, kom ons sê 10.000 jaar voor die aarde geskep is, wat gebeur het, of so nie. Al wat ons weet voor dit is, wanneer Lucifer gesondig het. Of dat Lucifer, nie eens wanneer nie, dat Lucifer sonde begin het. Ja. En Satan geword het. En so selfs die verduideliking van die drie-eenheid word vir ons gegee met betrekking tot ons redding. Jy weet, ons sien God as die Vader, God as Seun, God as Heilige Gees. Dis alles met betrekking tot ons redding. Die Bybel is ons redding, is die storie van ons reddingsplan, maar ook die voorbereiding natuurlik vir die ewigheid. Verder is dit, is daar nog baie dinge wat ons Ja, die bietjie wat vir ons gegee word omtrent Jesus se feeswording. Byvoorbeeld Romeine 8 vers 3. Want God het wat vir die vlees onmoontlik was, omdat dit kragteloos was, deur die vlees. Ekskuus, die son skyn nou baie hierso op my tablet en nou kan ek nie sien wat daar staan in die agtergrond. Moet ek kom lees? Lees hom vir ons asseblief. Okay. Romeine 8 vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Moet ek ook vir Hebreërs 2? Ja, lees vir ons die ander ook, asseblief. Hebreërs 2 vers 14 tot 18. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom kon tot niet maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Met ander woorde, die engele is fyn. Ja. Hy is bekommerd oor ons. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Want ons het nie, Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Dis 'n gedagte wat my ook al 'n paar keer bygekom het, hierdie bewoording van hierdie vers. Jy weet, jy dink aan die versoekinge van Jesus in die woestyn en ander versoekinge wat hy ook mag gehad het. Dis nie dat Jesus daar so was en hy was, soos die Engelse woord sê, immune nie. Hy kon gesondig het. Jesus kon gesondig het. Hy kon gekies het om te sondig. In sy hele tyd op aarde kon hy gekies het om te sondig. En dan sou dit 'n heeltemal ander storie gewees het. Dr. Adrian Platts, dink ek, het een keer gesê, dit is eintlik die grootste risiko wat God self gevat het, want as Jesus as mens gesondig het, en die drie-eenheid kan nie bestaan, of God as drie-eenheid kan nie bestaan net as twee-eenheid nie. God is Vader, Seun en Heilige Gees. Ja. So as Jesus gesondig het, dan het die Godheid ophou bestaan. Met ander woorde, alles anders en dan ophou bestaan. Ja. En God was gewillig om daardie risiko te vat, om so laag neer te daal, en daardie kans te vat dat sy seun versoek word, dat hy moontlik, hy moontlik ons kan daar red. was, ja, want iewers in die geskrifte van Sister White sê sy ook, dis deel van die groot risiko wat God gevat het. Ja. Nie net om hom toe te vertrou in ons wrede hande nie, maar ook dat hy vatbaar was, maar hy het nooit gesondig nie. Die vraag aan die einde van die dag sê, hoe kan en moet ons deur op wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het, te fokus, die kruis, ons voorbeeld van oorgee en nederigheid. Ons meer nederig, sowel as onderdanig aan God te maak. Wel, as ek moet besef, dat Jesus het daar vir my gesterf. Nog voor ek hom gesoek het, was hy bereid om alles vir my op te offer. Ek maak altyd die voorbeeld, leraar, dat van ek wat jaag op die pad, en die bordjie sê 60, maar ek hou van die spoed, en ek breek die wet, en ek hou nie om die wet te breek. Maar eendag hardloop 'n dogtertjie voor my in, en ek ry haar dood,
Ek klim in die kar en sy sterf in my arms. Ek gaan nie môre daai wet breek nie. Nie omdat die wet sê ek moet hom nie breek nie, maar omdat dit die lewe gekos het van daai kind. En in dieselfde sin, dis die enigste motivering wat my liefde vir sonde gaan maak dat ek dit opgee. As ek sien wat Jesus vir my, as die Heilige Gees my openbaar, Jesus wat sterf op die kruis vir my sondes. Ja. As ek hom in my arms hou en hy sterf in my arms, menslikerwys gesproke natuurlik. Niks anderster kan jou motiveer om die Here soveel terug lief te hê dat jy hom sal volg tot die eindes van die wêreld. Amen. Ek dink dis skrede van Christus wat ook oor hierdie onderwerp praat, in die sin dat 'n liefde vir Jesus word gekweek. En hoe nader 'n mens aan Christus groei, hoe meer sien 'n mens hoe vuil die wêreld regtig is. Ons is baie gemaklik met baie dinge in die wêreld. Ons is baie gemaklik met ons eie sonde, maar ook sommer die sondes van ander. Daar's dinge wat ons nie soveel pla nie. Maar hoe nader ons aan Christus groei, hoe meer skei hierdie dinge uit ons lewe uit en hoe meer raak dit werklik 'n afskie vir 'n mens. Ja. Dis dalk 'n basiese voorbeeld, maar ek het nie groot geword in 'n huis wat rook nie. Ek het nie familielede gehad wat rook nie. En met die gevolg van die kleins af, ek kan nie die reuk van rook hanteer nie. Ek het altyd of my asem opgehou of jy weet, die asem uit my neus uitgeblaas en wat ook al. En maar iemand wat dalk self nie rook nie, maar wat in 'n huis groot geword het met 'n ouer wat rook of wie ook al, het moontlike sentimentele, jy weet, herinnering gekoppel aan daardie rook. En baie van ons sit met sondes wat ons besef dis sonde en ons weet dalk nie self nie, maar ons het 'n sentimentele koneksie aan daardie sonde as gevolg van familielid of as gevolg van ons eie ervarings. Ja. En die punt waar die Here wil ons wil bring is om op 'n punt te kom, nie noodwendig waar iets in jou lewe ek dink die Here wil hê ons almal moet eers 'n gesondheids jy weet, jy moet eers in 'n hospitaal opeindig voor jy nou besluit maak om 'n ander rigting te gaan nie. Ek dink wat die Here wil hê is as ons 'n verhouding met hom het, hoe meer ons met hom groei, dat ons natuurlik daardie afskie ontwikkel vir sonde, die werklike 'n haat vir sonde, dat jy maklik iets kan raakskien, dat jy maklik kan onderskei, dat jy maklik kan sê selfs nou om terug te kom met die onontwerpende lesstudie, ek is nie waar ek moet wees nie. Ja. Ek is selfsugtig of ek sien neer op iemand anders in die kerk, my medegelowige, en ek moet daarvan afstaan. Amen. En dit kan slegs gedoen word deur om Jesus te aanskou op die kruis. Ja. Daar gaan jy sê op jou aangesig val en sê, Here, ek wil u karakter nastreef want dit is so mooi. Ek wil begeer om die liefde te hê wat u het vir my. Leraar, ek kan nou nie mooi sien hierso, die son is net veel hier op my. So kan leraar vir ons net gou vinnig hierdie twee aanhalings lees. Dit is vir my so mooi. Gewoonlik lees ek nie die aanhalings nie, maar dit is so vir my treffend. Sal leraar dit vir ons lees op Vrydag? Doodreg. Die eerste een is Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 750. Dit lees al die ouerlike liefde wat van geslag tot geslag deur die kanaal van menslike harte gekom het. Al die fonteine van deernis wat in die siele van die mens geopen is soos 'n klein stroompie vergeleke met die grenslose oseaan wanneer dit met die oneindige, onuitputbare liefde van God vergelyk word. Die tong kan dit nie uiter nie, die pen kan dit nie beskryf nie. Jy mag elke dag van jou lewe daaroor nadink. Jy mag die skrifte met ywer ondersoek om dit te verstaan. Jy mag alle krag en vermoë wat God in jou gegee het, inspan in 'n poging om die liefde en deernis van die Hemelse Vader te verstaan. Tog bly daar nog 'n ewigheid voor jou uitgestrek. Jy kan daardie liefde vir eeue lank bestudeer, tog sal jy nie ten volle die lengte en die breedte en die diepte en die hoogte van die liefde van God begryp, wat hom sy seun laat gee het om vir die wêreld te sterf nie. Selfs die ewigheid kan dit nie ten volle openbaar nie. Wow. En tog, as ons die Bybel bestudeer en die lewe van Christus en die plan van verlossing oorpyns, sal hierdie groot temas meer en meer in ons denke geopen word. Hierdie gedeelte wat leraar sê, wow, het ek gehighlight. Selfs die ewigheid kan dit nie ten volle
openbaar nie. Dis Ja. net te hoog, dis net te diep, dis net te groot. Leer vir ons die volgende een ook lees asseblief. Ja, weer Ellen White, manuskrip 36, 1885. Wanneer ons opgelei word in die skool van Christus, wat sal ons leer? Om opgeblaas te word? Om 'n verhewe opinie van onsself te hê? Inderdaad, nee. Hoe meer ons in hierdie skool van Christus leer, hoe meer sal ons in sagmoedigheid en nederigheid van gesindheid vorder. Ons moenie voel asof ons alles wat nodig was geleer het nie. Ons moet die talente wat God aan ons gegee het, ten beste gebruik, sodat wanneer ons met onverganklikheid bekleed word, sal ons dit nie sal agterlaat wat ons bereik het nie, maar dit na die hiernamaals sal saamneem. Christus en sy verlossingwerk sal die tema van ons studie wees dwars deur die eindelose eeue van die ewigheid. Amen. Amen. Vriende, en daar moes ons gestop het, want die plek het toegemaak. En ons wil nog Vrydag doen, maar daarom het ek en leraar dit so gereël dat ons daarom Vrydag kan bespreek ook. Julle gaan nou nie leraar Ryan se gesig sien nie, maar hy het vir my die audio gestuur waar hy Vrydag se vrae bespreek. So ons gaan nou oor na Vrydag toe. En hier is Vrydag se vraag. Ek kyk na die eerste vraag op Vrydag. En dit sê, op watter maniere het jy self die werklikheid van God se liefde al ondervind? Ek dink dis 'n baie persoonlike vraag om te vra, en ek dink, jy weet, 'n mens kan in soveel verskillende maniere antwoord. Partykeer in klein maniere en partykeer in groot maniere waar 'n mens kan getuienis lewer oor hoe in klein maniere die Here vir 'n mens wys dat hy nog steeds daar so is vir jou, dat hy nog steeds teenwoordig is in jou lewe. In my lewe het ek dit al gesien waar ek bid oor dinge en ek het vra oor dinge en die Here kom deur, of dit nou is in 'n vers wat 'n mens lees of selfs deur 'n gesprek wat 'n mens het. Ek het ook al 'n situasies gehad waar ek het eintlik vrae gehad wat my gepla het, en wat deur eenvoudige gesprek met 'n mede-gelowige het die antwoord deurgekom vir daardie. Vraag nommer 2. Wat presies beteken dit dat Jesus aan die mense gelyk geword het? Filippense 2:7. En dan vra hulle vergelyk dit met Romeine 8:3 wat lees as volg: wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afreken deur sy eie seun dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. As ons kyk na die gedagte van hoe Jesus werklik gelyk geword het aan die mens, soos ons genoem het, is dit nie net in die feit dat hy mens geword het nie, dis dat hy was versoek. Hy het die keuse gehad om te sondig. En die feit dat Jesus dit deurgemaak het, as gevolg van sy verhouding met die Vader, as gevolg van wat hy geweet het moontlik was deur die krag van die Here, kan hy dan self sê, ek dink jy weet, 'n mens sit in sekere situasies waar jy kan sê, maar jy weet nie wat my situasie is nie, so jy kan nie my oordeel nie. Ons hou van daai manier van dinge sê. Jy stap nie in my skoene nie, stap eers 'n myl in my skoene en as jy weet waar jy gaan. Maar in hierdie geval sien ons dat Jesus wel deur alles gegaan het. Hy het deur die menslike ervaring gegaan. En hy het dit deurgemaak. En so, ek dink, dit kom daarop neer dat daar kan eintlik soveel meer moontlik wees as ons net eenvoudig die Here ervaar. En Jesus weet, is moontlik. God, die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees weet, dit is moontlik, maar dit is ons keuse om dit te aanvaar.
Die laaste vraag, watter uitdagings moet die kerk in jou gebied oorkom om eenheid te bekom? Ek dink dit is 'n vraag wat verskillende mense op verskillende maniere kan antwoord weer eens. Maar ek kom daarop neer dat ons moet besef hoekom ons by mekaar kom. Hoekom sit ons eintlik in die kerk? Hoekom sê ons kies om hierdie geloofssysteem te aanvaar? Wat wil ek doen met hierdie geloofssysteem wat ek het? En ek dink verder as dit, wanneer ons wel dit raak sien, iemand wat gevegte begin, iemand wat hoogmoedig is, iemand wat 'n probleem is, dit is eintlik juist daardie persoon wat ons moet voorbid, wat ons moet na uitreik. Nou, ek weet, daar is ook gevalle waar mense is 'n probleem en hulle, jy weet, daar is net niks wat hulle kan verander nie. Op die einde van die dag is dit net die Here wat mense kan verander. Maar ek dink wanneer iemand juist die persoon is wat geskil inbring, wat onenigheid inbring, is dit juist daardie persoon wat ons eintlik moet na omsien en kyk hoe kan ons hulle help. Ek dink die grootste les uit hierdie week se lesstudie is net eenvoudig dat ons moet onthou, Christus het nie net gekom. Ons moet onthou dat Christus wat op aarde was, is nie net een van 'n storie nie. Dit is nie net een van 'n teoretiese ding of 'n voorbeeld wat ons moet navolg, 'n mooi storie nie. Dis 'n werklike ervaring waardeur ons God gekies het om te gaan vir ons onthaalwe. En die lewe van Christus, die dood van Christus, die opstanding van Christus, is iets wat 'n werklikheid in ons lewens moet wees. En dan van daar af moet ons dit vat en sê, maar as Christus dit vir my gedoen het, wat is ek gewillig om vir ander te doen? Hoe is ek gewillig om ander te sien? Hoe is ek gewillig om lief te wees vir ander mense? Ek dink dit is my hoof wegneem daarvan vir hierdie week. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Baie dankie vir elkeen se gebede, vir julle bydrae en vir die duimstuknoppies wat julle druk en ook julle boodskappe van bemoediging. Ons waardeer dit regtig opreg. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les. Here, mag ons asseblief die liefde waarmee U ons liefhet, ook ander mee lief hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende keer, God se ryke seën.